En dit was Bernice West met Die Herlewing. Wel, as jy saam luister, raak rustig en kom ons gesels bietjie met Pastor Aubrey. Goeiemôre. Môre Marilou, gaan dit vandag? Goed en jy? Altyd goed, altyd goed. Ek is bly om te hoor. Veral om hier te wees. Ag, dankie vir jou moeite, hoor. En ekskuus dat jy moes omloop al die pad. Nee wat, oefening. Hulle noem dit. Ja, weer eens goeiemôre aan al ons luisteraars hier op IFM 102.2. En ja, vanoggend is ons weer 'n weergawe wat ons doen. En ek het gedink wat gepaste naam vir hierdie segmente wat ons elke tweede week doen is, ons gee om deur die United Independent Movement. 2 weke terug het ons gepraat oor mishandeling en magsmisbruik. En vandag wil ek bietjie hê ons moet kyk na, en ons gaan hom seker in so 2 episodes opdeel hierso. Die verskillende tipes mishandeling en hoe dit geïdentifiseer word. Want boeliegedrag gaan baie verder as net wat die naam sê. Boeliegedrag geld in dinge soos fisiese mishandeling. Nou, fisiese mishandeling sluit direkte skade aan 'n persoon in, direkte skade aan jou kinders, jou troeteldiere, eiendom. En dit behels dinge soos slaan, klap, verwrig, stoot, teen 'n muur gooi, van trappe afstamp, met voorwerpe geslaan word, of wat deur jy wanneer 'n persoon deur vuurwapens of enige tipe wapen beseer word. Dit is alles deel van fisiese mishandeling. En dan is daar natuurlik die groot ewel, die seksuele mishandeling. Nou dit is enige tipe gedwange of ongewenste seksuele gedrag wat plaasvind. En dit vind baie plaas tussen volwassenes, en jy sal my nie glo nie, maar veral tussen getroude pare ook, wat dit plaasvind. Ek weet nie hoeveel van u weet nie en besef nie, maar dat tot as jy getroud is, en jy wil 'n daad doen, die daad, soos dit genoem word, en dit is teen die vrou se wil, is dit nog steeds verkrachting. Dan is daar ding soos kindermishandeling, en dit is groot wêreldwyd. Nou kindermishandeling is die fisieke, seksuele en emosionele mishandeling van kinders deur hulle ouers, voogde of ander mense. Nou ja, geliefdes, terwyl die meeste kindermishandeling in die kind se eie huis gebeur, is baie gevalle al aangeteken waar kinders mishandel word in sommige organisasies waar kinders betrek word, soos kerke, skole en kindersorgsentrums. En soms vind kindermishandeling op enige ligkrake plek plaas, soos ontvoerings en moorde. Dan het ons emosionele en sielkundige mishandeling. Dit is soortgelyk aan verbale mishandeling, en dit kan emosionele of sielkundige mishandeling, wanneer dit plaasvind, laat dit 'n persoon voel dat die verhoudingsprobleem of die probleem wat daar is hulle skuld, en hulle skuld alleen. Met ander woorde, hulle vat alles op hulle self. En ons sien dit ook baie in die daaglikse lewe. As beraders kry ons ook baie te doen hiermee, en ons kry baie oproepe hier aangaande. En dan is een wat mense dink, ag nee, hierdie is maar 'n grappie, en dit is verbale mishandeling. Ja, daai verbale mishandeling, dit is gebruik, wanneer dit is waar hierdie kritiese of beledigende taal, die voortdurende afkraak, dreigemente of kritiek op 'n persoon geplaas word. Met ander woorde, daar waar die persoon aanhoudend gesê word, kyk, jy is sleg, jy is nie goed nie, jy is nie dit nie, jy is nie dat nie. En kom ons wees maar eerlik vanoggend met mekaar, baie ouers is hier aanskuldig teenoor hulle kinders, waar kinders afgekraak word fisies. Dit is verbale mishandeling daai. Waar jy vir daai kind sê, daai kind is sleg. Waar jy vir daai kind sê, daai kind is 'n niks werd. Waar jy vir daai kind sê, daai kind is dom. Daai tipe ding. Dit val alles onder die definisie van verbale mishandeling. Dan het ons dinge soos finansiële mishandeling. Nou, finansiële mishandeling behels die ongelyke beheer van geld in 'n verhouding deur 'n persoon afhanklik te maak
van die oortreder vir geld, of 'n persoon se geld te neem, of 'n persoon vir geld te dreig. Nou ja, wanneer jy iemand dreig vir geld, dan krimineel, as jy daaroor gaan, dan is dit gewoonlik roof. As jy iemand se geld net vat, is dit diefstal. Maar ons praat nou meer sielkundig hierso met hierdie finansiële mishandeling. En ons vind dit baie dat daar is wat dit val mans is, wat beheer het en beheer uitoefen oor die finansies, en dat die vrou basies fisies moet smeek vir 'n paar sente aan die einde van die dag. Waar die man beheer gevat het oor alles, en waar die vrou se salaris ook in die man se rekening ingaan, en laat hy heeltemal beheer oorvat daaroor. Dit is finansiële mishandeling. Maar nou moet ek ook byvoeg, daar's gevalle waar dit omgekeer het, waar die man die slagoffer is, deur die vrou. En dan is daar natuurlik sosiale mishandeling. Sosiale mishandeling is wanneer 'n slagoffer kontak maak met vriende of familie, en waar daar geweier word om moontlike ondersteuning te bied, waar iemand uitreik vir hulp. En die slagoffers, die wat uitreik, word dan ook verantwoordelik gehou vir alles wat hulle doen en oral waarheen hulle gaan. Met ander woorde, daai persoon word heeltemal uit die sosiale kringe van samelewing en die familiekringe uitgesluit. Ek dink nie ons besef aldag die impak wat dit het op mense nie. Hierdie verskillende tipe mishandeling is alles deel ook van die boeliegedrag en die magmisbruik. En daarom is dit 'n baie fyn lyn tussen alles. As jou kind weer by jou kom en hy sê vir jou, maar, so en so, daar by die skool vertel my ek is dit en dit. En ons weet van gevalle waar onderwysers, waar hulle vir kinders, voor ander kinders in 'n klas sê, hoe dom hulle is, hoe stupid hulle is, en hoe vertraag hulle is. Dis die woorde wat die kinders bring na ons toe, as ons met hulle sit en gesels en met hulle werk, wat vir hulle gesê word. Jy weet, aan die einde van die dag, ons is almal God se skepping. Die woord sê vir ons is almal in die ewebeeld van die Vader gemaak. So wil jy vir my sê, dat ons drie-enige God stupid is, simpel is, vertraag is? Ek dink nie so nie. En ek wil vir u vra, hoe gaan u voel, is daai selfde woorde, daai selfde tipe gedrag teenoor u geopenbaar word? Maar ek wil net vir u sê, dat ek wil afsluit met hierdie een vanoggend. Ons moet baie bedag wees. Want hierdie waarskuwingtekens, wat ons tot nou toe al bespreek het oor die laaste paar weke, dit moet ons nou oplet, want dit identifiseer en kan gebruik word om die weerlose uit te ken en die onderliggende risikofaktore te probeer oplos, voordat ernstige mishandeling voorkom. Want onthou nou net een ding, geliefdes, dit is soos, ek wil sê, 'n stoompot. Dit is 'n stoompot. En as daai stoompot bly toegemaak en hy bly stoom, en hy bly stoom ophou binne, en daai knoppietjie van hom skuif uit, en hy begin te fluit, en hy doen alles wat hy moet doen, en jy gee nie ag daarop nie, wat gebeur? Ja, Marie-Louise wys daar so baie duidelik vir my wat gebeur. Hy ontplof. Ja, hy ontplof, en dit is nie mooi, dit is gewoonlik nie lekker en 'n mooi gesig om skoon te maak aan die einde van die dag nie. Nou ja, hierdie het presies dieselfde effek. Dis nie mooi vir niemand nie, geen sielkundige nie, geen beraader nie, om agterna alles te moet probeer skoonmaak en weer regmaak nie. So ons is ouers, grootouers, ons is die jeug, kom ons wees bedag hierop, kom ons kyk hierna uit, en ons rapporteer dit in die einde van die dag. Volgende keer, en dit is die eerste Dinsdag in Maart maand, doen ons volgende segment, en dan gaan ons bietjie gesels oor, wat kan ons doen om te help? Dit klink mos vir my goed.
Dis so noodsaaklik al daai goed, want mense wil nie daaroor praat nie, Aubrey. Nee. En dit is 'n moed, want dit help, dis soos jy ook sê, as jou kind by jou kom en hulle kla oor iets, moet jy luister. Jy moet Absoluut. Ja, Jy weet Marilou, die ding is net, ouers wil die goed nie raak sien nie, hulle wil niks daaromtrent doen nie. Want hulle is bang die geraamtes wat in die kaste by die huise is, kom uit. As daar 'n ondersoek kom. dis so waar wat jy sê. Ja? En dis die kind wat daaronder lê. En die ouers is bang, hulle kry dan die skuld. Ja. Maar ons kan 'n plan maak, ons kan 'n verskil maak. Dis gewoonlik 'n oproep weg. En ons gaan ek vir julle die hele rits nommers en alles gee waar julle kan aanklop vir hulp. Ek sê baie dankie, Aubrey. Dis hier. Bly geskakel, ek gaan vir ons nou